Goeiemôre geliefdes, Pastoor Karel van Heerden, hier uit Wolmaranstad, uit die ou Wes-Transvaal. Groet ek u, my families, my eie familie, ook my boesemfamilie JCRMTS in Chaplaincy Suid-Afrika. Wens ek u almal 'n dag omring deur God se genade en omring deur sy alomteenwoordigheid. Mag hy u vashou, behoed en bewaar. Mag hy vir u liefde gee en mag u liefde bewys en genade bewys aan die mense met wie u in aanraking gaan kom vandag. Laat die liefde straal, sodat ander mense kan sien dat u 'n kind van God is. Mag ons Vader u vandag veilig hou, behoed en bewaar, en dat die Onse Vader vandag met u sal wees in gebed. Mag hy geseën word en die lewe gespaar word. Geliefdes, ek het net een teksvers vanmôre, en dit is uit Matteus 7 vers 21. En dit is Jesus Christus self wat hier praat. En dit is 'n waarskuwing gerig aan ons. Ek lees vir u. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Geliefdes, 'n duidelike waarskuwing. En die teksvers begin met die woorde, nie elkeen, wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Geliefdes, hierdie is 'n duidelike saak wat God aan ons stel. En kom ek vra u sommer pertinent. Het u 'n verhouding met Jesus Christus? Nie net vandag en 2 weke daarna 'n verhouding nie. Maar ek vra vir u, of u 'n langdurige, permanente verhouding het met Jesus Christus. Geliefdes, baie mense met 'n Bybel op die bedkassie of op die bedkassie lê toegemaak, word nie oopgemaak om gelees te word nie. Het so 'n persoon 'n werklike geestelike verhouding
met Jesus Christus. Weet daardie persoon ooit werklik wie is die Here Jesus Christus? Weet hy of sy wie is die drie-enige God? Daarom sê Jesus nie elkeen. As jy nie 'n verhouding het, 'n geestelike permanente verhouding het met Jesus Christus nie, het jy 'n probleem. En ek waarsku jy, deur die Heilige Gees, waarsku ek, jy sal nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Dit werk so. Jy moet 'n ware geestelike oop verhouding hê met Jesus Christus. Jy moet weet wie is Jesus Christus. Jy moet weet wat het hy gedoen. Jy moet weet dat hy aan die kruis gesterf het op Golgotha vir jou sondes. As jy dit nie weet nie, sal die deure wat na die koninkryk van God lei toe wees vir jou. Nou, hoe begin 'n mens 'n verhouding met Jesus Christus? Heel eerste, maak jou Bybel oop en lees dit. Lees jou Bybel elke dag. Al moet jy 'n hoofstuk 2 keer oorlees om te verstaan, doen dit. Moenie vir my vertel jy het nie tyd nie. Want dan is jy 'n leienaar. Jy maak tyd om met die woord van God uit te kom. Dit te lees, dit te bestudeer en te leer. Daardie Bybel help jou niks nie. Dan moet jy ook verstaan dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En Jesus Christus is die enigste persoon wat jou toestemming kan gee om in die koninkryk van die hemel in te gaan. So jy moet tyd gee aan die woord van God. Jy moet dit bestudeer. Jy moet leer en dit aanvaar. Baie mense sukkel met die aanvaarding van die woord van God. Dit is heilige skrifte, geliefdes. Dis die waarheid. Dis nie 'n leuen nie.
Maak seker dat jy elke dag op jou knieë gaan en die Here loof en prys en eer en hom dien. Help nie, jy sê jy het 'n verhouding met Jesus nie, maar jy het eintlik nie. Dit help jou niks. 'n Verhouding is om te glo in die woord van God en te glo dat Jesus Christus vir jou sondes aan die kruis gesterf het. Dat hy sy lewe gegee het vir jou, sodat jy die koninkryk wat in die hemel is, kan ingaan. Jy moet vasberade wees. Jy moet deurdruk. Jy moet aanhou. Jy moet nie net in Jesus Christus self glo nie, maar jy moet aan die Heilige Gees glo. En in die Heilige Gees glo. Nou wat sê ek nou as ek sê die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die trooster wat Jesus vir ons gesê het, binne ons woon. Dis hy self. Hy's heilig. As die Heilige Gees dan sy naam die persoon Heilige Gees is God heilig. Is Jesus Christus heilig. En die Heilige Gees is heilig. En hoe meer jy die Bybel lees, en meer vra vir geloof, vir insig, vir wysheid en verstand, hoe meer sal jy ontvang. Dinge sal met jou gebeur, wat jou sal verander van karakter. Jy gaan dinge op 'n ander manier doen. Jy gaan God se stem hoor. Jy gaan Jesus Christus se stem hoor. En natuurlik gaan jy die Heilige Gees wat binne in jou woon, sy stem duidelik hoor. En jy moet Jesus ken op 'n geestelike manier, 'n pa-seun manier, 'n oop, skoon manier. Jy moet ook teregwysing kan hanteer as dit op jou pad kom. Die pad is vol dorings en distels. Jy moet dit verstaan. Jy moet leer dat dit die weg is wat die Here Jesus Christus vir jou sê. Die weg na my toe, na die koninkryk van God toe, is 'n smal weg. En die breë weg is die weg tot die dood toe.
tot verderf toe. So geliefdes, dis 'n saak tussen u en Jesus Christus. En 'n saak tussen u en u Bybel. En dis 'n saak van geloof. Geloof vir baie mense baie moeilik ook. Want sien is glo. Ons lees wat opgeteken is hier in die woord van God. Ons het Jesus nie aan die kruis gesien nie. Maar ons glo in hom. Ons vertrou hom. En die Here jou God met jou lief hê. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en al jou kragte. Liefdes is u keuse om die Bybel oop te maak en te lees. Ek kan bid vir u. Ek kan bid dat u oë oopmaak en die verstand oopmaak en die Bybel begin lees. Maar die keuse is nie myne nie. Die keuse is u se. So wat Jesus vir ons sê, vat weg jou menslike natuur en laat die goddelike natuur jou oorneem. Dan het jy 'n geestelike, vaste verhouding met Jesus Christus. Ja, ons het sonde. Ons almal ek inkluis. Maar dit staan ook geskrywe in die woord van God. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Geliefdes, sommige mense wil net nie hoor nie. Hulle wil nie verstaan. Miskien is dit omdat hulle dink Jesus kan hulle niks bied. Miskien is hy 'n staatspresident, miskien is hy 'n dokter, miskien is hy 'n professor of 'n regsgeleerde. Maar hy het 'n skynverhouding met Jesus Christus. Dan gaan dit ook nie werk nie. Want voor jy in die koninkryk van die hemele mag ingaan, gaan jy eers stop by Jesus Christus. En hy gaan jou toelaat om in te gaan of om jou te weier. Ook wat tel is om met God, Here Jesus, te praat deur die dag. Maak jou hart oop.
As jy die Bybel begin geleer het en jy het vrae, jy kan net Jesus se naam of die Heilige Gees se naam of God se naam aanroep. En dadelik sal jy gehelp word. God luister na jou. Die Heilige Gees luister na jou. En Jesus Christus luister na jou. As jy roep, sal hy jou antwoord. Maar jy sien baie mense dink geloof is soos moerkoffie of kitskoffie. Jy gooi die theelepeltjie koffie in die beker in en jou suiker soos jy hom wil hê. En as jy nog nie gespeen is nie, gooi jy 'n bietjie melk in. En jy roer en jy drink dit. Koud of warm water maak nie saak nie. Dit werk nie so nie. Jesus sê uitdruklik in die skrifte, ek sê jou uit my mond uitspuug. Jy koud is en of jy lou is, jou liefde moet warm wees. Warm wees vir God. Warm wees vir Jesus wat aan die kruis gesterf het. Jy moet alles insit. As jy nie alles gee nie, gaan jy dit nie maak nie. Ek waarsku ook. Doen wat reg is. Moenie vergeet waar jou wortels vandaan kom nie. As jy 'n mens is, behoort jy te besef dat jy geskep is en geskape is deur God. En hy, God self het sy asem in jou geblaas, sodat jy 'n lewendige siel kan word. Maar jy verwerp hom. God is glad nie lekker nie. Jesus was dit nie lekker nie. Geensins. Om beskuldig te word, om gelaster te word, om geslaan te word, om te vlug van mense wat hom wil doodmaak. Nou Jesus op aarde was 'n mens. Hy is nog steeds 'n mens in die hemel. En hy het alles deurgemaak wat ons op aarde deurmaak. Hy ken elke situasie. Hy ken jou seer. Hy ken jou vreugde. Hy ken jou verlangheid. Hy ken jou droefheid. Hy weet van jou trane. Hy ken ook jou sondes. Maar aan die kruis het hy gesterf vir jou sondes. En
het die duiwel pakslag gegee. Die duiwel oorwin. So geliefdes, wees eerlik met jouself. Wat 'n verhouding het jy met jou koning, met jou saligmaker? As jy net 'n Christen nou en dan wil wees, dink daaroor na. Want daar is nie 'n nou en dan hemel toe nie. Daar is net 'n nou of glad nie. En ek wil na my koninkryk toe, na my Vader toe. En geliefdes, bid tot jou Vader in die hemel. Dis soos die kits koffie wat ek gepraat het van. Gebede is nie kits nie. In sommige gevalle ja, kan dit kits wees. Maar God het sy eie tyd. En Jesus maak vir ons voorspraak by die Vader. So as iets nie, as dit jou verhinder om die Bybel te vat en te lees, is jy verkeerd. My broer of my suster. Gebede vat soms jare. En Jesus sal jou vrae antwoord op sy tyd. Nie soos kits koffie nie. So gee hom 'n geleentheid in jou lewe. Gee hom al jou kragte. Gee hom al jou tyd. Nie net vandag of môre en dan volgende week jou Bybel lees nie. Jy mis die hele mooiste verhaal. Die boek wat die meeste verkoop word in die hele wêreld. Daardie mooi verhaal mis jy heeltemal. Heeltemal. En dis nie my skuld nie, as jy dit nie doen nie. Dis jou skuld. Jy moet verantwoording doen. Ek kan nie namens jou verantwoording doen nie. My werk is om die woord van God te verkondig. Met die beste van my vermoë. Maar jy kan 'n donkie net tot of 'n perd net tot by die water bring. Maar as hy nie wil drink nie, dan sal hy nie drink nie. So, geliefdes, bou 'n geestelike verhouding met Jesus Christus asseblief. Bou daai verhouding dat hy sterk sal wees. Onwrikbaar. Standvastig. Maak Jesus Christus jou rots.
dat Jesus sy saad in jou hart saai. Jy kan groei. Asseblief, kry die verhouding reg, geestelike verhouding tot Jesus Christus. Kom ons gaan aan. As jy voel, die verhouding met Jesus Christus is vas en waar, seker. En jy glo dit met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte. Sê ek vir dankie. Kom ons gaan verder. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Geliefdes, weet u wat die wil van Jesus Christus se Vader is vir ons as mense? Ek hoop u weet. Want as jy nie weet nie, is jy ook in die moeilikheid. En dit sal nie my skuld wees nie. En wat is God se wil dan vir ons? God se wil is eenvoudig. Erken my seun Jesus Christus as jou saligmaker, jou koning en jou verlosser. Dien hom, eer hom. Dan bring ons terug met jou hele hart, hele siel, met jou hele verstand, al jou kragte. En wees gehoorsaam. Dis van God wat, dit is wat God van jou vra. Dis sy wil. Wees gehoorsaam aan sy seun. Want God het alle mag oorgegee aan sy seun Jesus Christus. Dis wat God se wil is. Om Jesus te ken, om te glo, om sy naam te bely, om voor hom te kniel en jou sondes te bely. En belydenis vind nie net een keer 'n jaar, en een keer in 10 jaar. Belydenis van jou sondes vind elke dag plaas. Jy moet elke oggend bely. Jou sondes bely. En die aand voor jy gaan slaap, bely jy ook jou sondes. Al het jy nie gesondig hierdie dag nie. Maar jy het nie gedoen wat God van jou gevra het om te doen nie. Dit het jy nie gedoen nie. So jy is sondig. Aanvaar dit nou. Erken dat Jesus aan die kruis gesterf het. Bely dit.
En Jesus self het gesê, gaan uit en verkondig die evangelie aan elke volk, nasie, taal in die hele wêreld. Maar geliefdes, ons raak moedeloos almal, maar ons mag nie opgee nie. Mag nie opgee om Jesus te dien nie, en te loof en te eer nie. Mag nie ophou om van hom te praat nie. Ons moet sy woord verkondig. En dit is die wil van God vir sy seun, vir ons, om sy seun te aanvaar as jou koning en jou verlosser, as jou vader. En die mooiste van alles nog is, wanneer Jesus weer kom op die wolke, en jou verhouding is suiwer, geestelik, hard en oop met Jesus, en jy lewe nog daardie tyd, sal jy opgaan en Jesus ontmoet op die wolke in die hemelruim. Dis 'n belofte. Staan sterk, bou jou geloof, bou jou liefde. Maar onthou ook, liefdes, om jou naaste lief te hê, soos jouself. Ek bid dat jy sekerheid sal kry oor jou liefde vir God en jou verhouding met God en jou verhouding met die Heilige Gees. Dat jy dit in orde sal kry. Jou pad oop is, koninkryk in die hemele. Geliefdes, mag jy vrede hê in die hart, as jy 'n standvastige, oop, gelowige, rotsvaste verhouding met Jesus het. En as jy nie het nie, is nog nie te laat nie om te begin nie. Tyd is min. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Asseblief, geliefdes, doen dit nie vir my nie. Doen dit vir jouself. Dis nie 'n buskaartjie nie. Dis jou lewe wat op die spel is. Tussen hel en die koninkryk. Ek verkies maar die koninkryk van my Vader toe te gaan, voor ek hel toe gaan. My beter om my sondes te bely, sy naam te verkondig,
as om in die hel te gaan brand. Geliefdes, mag u vrede vind en vreugde hê wanneer u die woord van God lees. Dit aanvaar en dit glo. Laat u geloof so groot soos 'n mosterdsaad wees. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal u behoed en bewaar. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en u vrede gee. Geliefdes, gaan in vrede en neem die Bybel. Lees dit. Ek groet u tot ons weer mag praat. Totsiens.